Genesis 45, dink ek is een van die bekende gedeeltes in die Bybel wat almal van ons baie goed ken. Almal ken Josef se verhaal. Almal weet hoe Josef verkoop is. Almal weet dat sy boeties vir sy pa gejok het. Almal weet dat sy pa hom voorgetrek het, hoe die broers en so aan. So wat ons baie goed weet van Jakob se gesin, is dat Jakob se gesin gekenmerk word deur onstabiliteit. Dat daar chaos in sy gesin heers. En dat hierdie persoon vir wie die Here beloof het, die God van Abraham, Isak en Jakob, dat hierdie Jakob se gesin juis glad nie ideaal gelyk het nie, dat dit wat daar gebeur het ook glad nie ideaal was nie, en dat sy gesin eintlik baie deur mekaar was. Nou dit gebeur wel vroeër in sy lewe, wanneer sy ma saam met hom konkel om sy pa te mislei, en 'n velletjie om sy arm te sit en te maak asof hy Esau is, en dan op so 'n manier sy broer se geboorte seëning wat sy broer moes ontvang, dat hy dit steel. So ons leer al klaar dat hy in sy gesin van oorsprong alreeds die verkeerde dinge geleer het. En nou kom hy in sy eie gesin en trek sy een seun voor. Hy is liewer vir die kinders wat hy by Rachel gekry het. Hy is liewer vir Josef en Benjamin as al die ander boeties. En dit loop dan op hierdie hoogtepunt waar die broers kwaad is vir Josef en hom in die put gooi vir dood en dan verkoop hulle hom en dan jok hulle vir sy pa en sê hy is deur die diere verskeur. Nou ons lees dan weer van Josef in Genesis 45, 22 jaar later speel Genesis 45 af. Dan is Josef 39. Op 17-jarige ouderdom is hy verkoop en ons lees hier op 39 jarige ouderdom sien hy sy broers vir die eerste keer weer. Maar dan moet ons 'n ander Josef leer. Hierdie Josef is een met mag, hy is een met gesag, hy is een met invloed en hy is een wat in beheer is van Egipte. Voorheen was hy die kleinboer en voor na dit was hy die tronk, slaaf gekoop. Maar nou het die Here hom opgehef en hy het hom geplaas bo Egipte. En dan leer ons 'n baie belangrike ding oor hoe ons verlede moet hanteer. Want dit kan baie maklik wees, in Josef se lewe kon baie maklik wees, dat hy toegelaat het dat sy verlede hom verblind. Dat hy so woedend vir sy broers was en so onvergewensgesind was teenoor hulle, dat hy hulle soms meer in die tronk kon gooi, want hy het die mag gehad om dit te doen. Nou wanneer ons gaan kyk na ons eie persoonlike lewens en ons gaan kyk na ons eie verlede, en ons gaan kyk na dinge wat met ons gebeur het in die verlede, dan moet ons vandag ook saam met hierdie verhaal van Josef op 'n baie mooi manier na ons eie verlede gaan kyk. Hoeveel van ons verlede beïnvloed ons nog vandag om te doen wat ons doen? Watter gebeurtenisse is daar wat ons uit die verlede nog steeds met ons saamdra, wat op 'n manier bepaal hoe ons dink, hoe ons oor mense dink, wat ons doen en op watter manier ons leef? So wat is daardie dinge wat ons beïnvloed het? Wat is die negatiewe dinge in die verlede? Wat is die swaar kry dinge? Wat is die slegte dinge? Want ons as mense is gewoonlik om in die eerste plek negatief te dink oor alles. Ons wil altyd eers negatief oor 'n ding wees. Ons brein so 80% van die kere negatiewe dinge. Daarom is dit baie maklik vir 'n groep mense wat praat om vinnig positief te praat. Dis meer harde werk om oor positiewe dinge te praat. Daar's baie min dat jy gesprekke van mense hoor wat positief praat, wat oor iets opbouends praat. Jy vind baie makliker gesprekke waar mense of skinder, of kwaad praat, of iets negatief sê, of negatief is oor iets wat in die land of in die wêreld of waar ook al gebeur. So ons as mense het 'n ingebore geneigtheid om ons verlede toe te laat, om ons te verblind, om ons perspektief weg te vat oor wat ons in die hede moet doen. Nou ons weet dat in die Bybel ons leer dat ons hede vandag eintlik die belangrikste tyd is waarin ons leef. Dis die enigste tyd waar ons 'n verskil kan maak, waarin ons besluite kan neem of keuses kan maak of enigiets doen wat in ons lewe natuurlik noemenswaardig sal wees. Ons kan dit net vandag doen. Ons kan dit nie gister doen nie. En ons kan dit ook nie môre doen nie, want ons is nog nie by môre nie. Maar baie keer word ons so gedryf deur die verlede dat ons in vandag se tyd sit met gister se dinge. En dat gister se dinge bepaal wie ons vandag is. Nou dit is so dat ons die produk is van almal wat ons in die verlede ontmoet het en alles wat met ons gebeur het. Ons is 'n produk daarvan. Ons kan niks daaraan doen nie. En daarom reageer ons ook menslik wanneer ons
oor hierdie dinge natuurlik nadink of wanneer ons in soortgelyke situasies kom wat ons voorheen was wat baie sleg is, dan speel dit rondom in ons sisteme uit. Nou ons sien dit ook by Josef. Toe Josef sy boeties die eerste keer sien, het hy bietjie baas gespeel oor hulle. Hy het hulle bietjie bang gemaak. En hy het hulle baie mooi laat verstaan dat hy in beheer is, maar dit moet nie geweet is hy nie. Hy het hulle teruggestuur, hy het later een in die tronk gesit, hy het die geld in hulle sakke teruggesit, hy het 'n beker later in die sak gesit, net om hulle weer te vang. So hy het speletjies gespeel met hulle. Want dis reg menslik en elkeen van ons val baie maklik in so stryk om wanneer ons uit die verlede uitkom, nog steeds daardie speletjies te speel. Dat ons nog steeds daai dinge is van ons verlede en dat dit nog steeds in ons lewe na vore kom. Want op 'n manier verblind die verlede ons. So wanneer die verlede ons verblind, dan beteken dit dat ons ook nie 'n toekomsverwagting het nie. Want ons kan nie vorentoe kyk. As die verlede jou vashou, kan jy nie vorentoe kyk nie. So die onvoltooide verlede kom deur jou toekoms en maak jou in jou hede blind. Want 'n onvoltooide verlede maak dat jy nie 'n toekomsperspektief het. En wanneer jy 'n toekomsperspektief het, dan gaan jy ook nie in die hede kan leef nie. En dit word ons by die vraag, wat laat ons toe om ons toekomsbeeld te verander? Wat laat ons toe om ons toekomsperspektief te beïnvloed? Nou ons leer by Josef 'n baie belangrike les. En ek dink dit is voor die hand liggend vir ons as Christene, maar dit is belangrik om dit te hoor. Josef, wanneer hy kyk na sy hele lewe, as hy kyk na sy verlede, dan noem hy vir sy broers een keer, ek is Josef, dan herhaal hy dit weer en dan sê hy, ek is Josef, julle het my verkoop. En wanneer hy daar sê, hulle het hom verkoop, noem hy dit met die rede dat hulle kan erken, dat hulle kan weet dit is regtig hy. Hy noem dit sodat hulle kan weet hy is die boetie. Hy was die een wat verkoop is. Dis hoekom hy sê, ek is Josef, julle het my verkoop, dis julle boetie. Sodat hulle ook kan ophou. Dis die eerste keer in 22 jaar en dan skring hulle self buite weste, want nou sien hulle dat Josef in hierdie magsposisie is en onmiddellik het hulle vrees, want hulle weet wat hulle gedoen het. Hulle weet dat hulle hom verkoop het, hulle weet dat hulle gejok het vir hulle pa. En dan wanneer hulle begin agterkom dat Josef vir die mag het, en veral as Benjamin saamkom, die jong boetie vir wie Jakob net so lief was, en Josef kom by hom, dan praat Juda. Nou Juda is die 4de oudste boetie. En Juda het nou hierdie geweldige argument wat hy met Josef het, want hy verduidelik vir Josef presies wat se moeilikheid hulle self moet bevind. En hy verduidelik vir Josef wat se probleme gaan hy met hulle pa as Benjamin terugkom. En Juda sê vir hom, ons het 'n groot fout gemaak. Ons het 'n groot fout gemaak in ons lewe. In hoofstuk 44 lees ons daarvan. En dan in 45 sê Josef vir hulle, ek is julle boetie. Dan kan hy nie meer hierdie speletjie langer speel nie. Maar wat Josef gaan doen, en dit is vir ons almal baie belangrik om dit raak te sien. Josef sien raak dat God by hom was. En ons lees in die Josef verhaal regdeur dat God by Josef was. Ons lees die hele tyd. God was by Josef gewees. En dis ook waar in jou lewe. God is by jou. God is ook in jou verlede, was hy die hele tyd by jou. So in jou lewe kan jy dieselfde as Josef na jou hele lewensomstandighede kyk en sê, maar God was die hele tyd by my gewees. Hy was by my betrokke gewees. En omdat Josef dit weet, sê hy vir sy boeties, God het 'n plan gehad. God het eintlik iets in gedagte gehad vir die hele wêreld. En dit is Egipte en al die omliggende lande. God het 'n plan ingehanker. En Josef wil vir hulle sê dat hy deel van God se plan was. En daarom wil hy vir sy boeties sê, dis nie julle wat my verkoop het nie, dis God wat my gestuur het. So wat doen Josef? Josef het in sy lewe geleer hoe belangrik dit is om alles in jou lewe in God se lig te plaas. En dit ook te verklaar in terme van God se teenwoordigheid in jou lewe. As ons dit nie met die verlede doen nie, dan verblind ons verlede onsself. Hoekom ook nie?
Want ons maak gevolgtrekkings oor die verlede. Ons kom tot konklusies oor dinge wat met ons gebeur het, goeie en slegte dinge. En veral slegte dinge, kom ons tot 'n konklusie en dan maak ons hierdie konklusie en ons leef met hierdie konklusie. Maar dit beteken nie dat ons die verlede kon afhandel, dat ons dit kon los nie. Dis asof ons met iets saam met ons loop die hele tyd. En op 'n manier verblind daardie verlede ons. Op 'n manier keer die verlede ons dan om met die nodige insig en perspektief in vandag se tyd te kan leef. En daarom leer ons by Josef om te sê, maar God is teenwoordig. Hy is, hy was en hy sal wees. Dis hoe Jesus homself ook bekendstel in die Openbaringbrief. Hy wat is, hy wat was en hy wat kom. Al die toekoms van ons lewe, ons hele toekomsperspektief is gebaseer op Christus. Ons hede is gebaseer op Christus. Ons verlede is gebaseer op Christus. En dan leer ons by Josef hoe om 'n ding so te formuleer dat ons vryheid van dit kan beleef. En dit is vir ons vandag belangrik. Watter dinge in my verlede en nodig dat ek dit so definieer dat ek daarvan kan loskom, dat ek daarvan kan vrykom, dat dit nie langer my hinder nie, dat dit nie langer 'n deel van my bagasie is nie. Dink aan Josef se trauma. Dink aan alles waardeur hy moes gaan, die vrees waardeur hom gegaan het toe hom in die put gegooi het. Dink aan die trauma waardeur hy moes gaan, die vernedering toe hy verkoop is. Dink aan die vernedering hoe van 'n bedorwe groggie na 'n slaaf toe verneder te word, om in die tronk gegooi te word. Dink net aan Josef en hoe hy as bedorwe groggie verneder moes gevoel het om 'n slaaf te word. En om dan deur Potifar se vrou in die moeilikheid te laat beland, hoe iets wat hy nie gedoen het nie. Die vernedering wat saam met dit gaan. Dink aan die vernedering om in die tronk te sit. Kan jy dink 22 jaar se trauma wat hy in sy lewe ervaar het. En Josef kom op 'n punt om te sê, maar God het my gestuur. God was op my hoof. En hy formuleer dit dan op so 'n manier dat hy God saam raak sien. En dit is ons uitdaging vandag. Wat van daardie dinge in ons lewe is daar wat ons op so 'n manier moet raak sien? Want dit bring vir ons genesing, emosioneel, fisies, geestelik. Dit maak ons vry. Dit maak ons los om op so 'n manier na alles te kyk. Josef gaan verder, hy sê vir sy broers, kom na my toe, hy herstel die intimiteit, hy vra leef ek maar nog, hy vra uit na die groter familie, na almal, en dan sê hy vir hulle, moenie bang wees nie, moenie angstig wees, omdat julle my verkoop het nie, moenie daaroor bekommerd wees nie. En ons vind dan hier, dat vergifnis regtig op 'n manier funksioneer, wat vir ons absoluut 'n goeie voorbeeld is van hoe ons in ons lewe by 'n punt van vergifnis moet uitkom. Moenie bang wees nie. Moenie angstig wees dat julle my verkoop het nie. Want as God my nie gestuur het nie, was hy nie ons gewees nie. Wie is daar in jou lewe wat jy nie vergewe daarmee? Vir wie jy daarin vryspreek? Iemand wat iets aan jou gedoen het. Dalk moet jy op daai punt kom vandag soos Josef, om vir iemand te sê, al sê nie vir hulle fisies nie, moenie bekommer nie, God was by my, maak nie saak wat hy my gedoen het nie, maak nie saak waar jy my gesit het nie, maak nie saak wat die omstandighede was nie, God was by my, en omdat God by my was, kan ek vandag as 'n heel mens vorentoe gaan. Want wanneer ons God raak sien in ons lewe, verdwyn al die mense wat ons benadeel het van die toneel af. Wanneer God se teenwoordigheid in ons lewe manifesteer, wanneer ons in die hede kan sien hoe God se teenwoordigheid in die verlede daar was, vandag en dis in die toekoms daar sal wees, verdwyn al die mense wat ons benadeel het. Dan verdwyn al die mense
wat ons seer gemaak het, dan verdwyn al die probleme. Maar dit beteken dat 'n mens in gebed op daardie punt moet kom, waar jy vir die Here moet sê, dankie dat U by my was. Dankie dat U die een is wat my deur hierdie gehelp het. Dankie dat U vandag by my is. Dankie dat ek oorleef het. Cathy O'Dowd was die eerste vrou wat Mount Everest geklim het van beide kante af. Sy kom hier uit Suid-Afrika uit en sy vertel 'n storie hoe hulle die eerste keer teen Mount Everest geklim het. En sy sê sy was die enigste vrou in die ekspedisie. So uit die aard van die saak was sy swakker as die man so wat hulle stap het. Sy sê in die eerste aand was daar storm en hulle moes die hele aand stap. Hulle kon nie gaan sit nie want hulle sou dood gegaan het. En sy het aanhou loop saam met hierdie mans en sy sê toe op 'n stadium was dit vir haar so sleg. Sy was so moeg. Sy sê vir haarself, loop net op by daai bultjie. Loop net op by daai baken. En as jy daar kom, stel vir jou 'n nuwe balk. Sy sê op 'n stadium met sy so moeg geraak dat sy vir haarself gesê, sit net jou voet in die spoor voor jou neer. Trap net in daai spoor. Elke keer wat jy in daai spoor trap, leef jy. Sy sê en so het sy 'n hele nag saam met hierdie mans gestaan en dit oorleef. En sy vertel dan verder wat alles gebeur het op die berg. Sy sê sy kom agter na hierdie hele ekspedisie, nadat hulle by die summit was en sy dink terug oor ons, kom sy agter dat sy daardie tyd 'n span gehad het. Sy was nie alleen nie. Daar was mense rondom haar. Voor was die leier, agter was die ander en voor en agter haar was 'n klomp mense saam wie sy geloop het. Sy het 'n span gehad saam wie sy geloop het. Sy sê toe hulle die aand oorslaap, toe sê hulle leier vir hulle moet slaap met hulle volmondering en hulle skoene en as hulle buite rondloop met hulle aan die lifeline vasklip om seker te maak dat hulle nie val en doodgaan nie. Sy sê die volgende oggend toe hulle opstaan, het een van die persone nie sy lifeline aangesit nie en hy het gegly en hy het doodgelê in een van die afgrond onder het hy gelê en hy het gesterf. Sy sê net die hele ekspedisie was vir verskriklik moeilik. Was vir verskriklik erg. En dan soms sy dit op en sy sê, but we survived. We survived. En in ons lewe en in Josef se lewe gaan 'n mens deur hierdie sleg tyd. Maar jy oorleef. Op die einde van die dag oorleef jy. En jy oorleef vir 'n eenvoudige rede. Die Here stuur mense rondom jou. Daar's gelowiges. Die Here is nie een wat vir jou krag gee. En wanneer ons gekoppel bly aan die Here, dan sal ons verder oorleef. So kom ons gaan in hierdie week en ons leef soos Josef ons leer. Gaan formuleer jou hele lewe op grond van God se betrokkenheid by jou.